Baie welkom by die voorlesing van die Afrikaanse Sabbatskoolles vir blindes en swaarsiendes. Hierdie lesse word voorsien deur die Wêreldkonferensie van die Sewende Dag Adventiste Kerk. Die voorlesing van die les word aan u gebring deur SSL in samewerking met Adventiste Wêreldradio Afrikaans en word voorgeles deur Marlena Nel. Dinsdag 24 Februarie. God se ewige plan. Kom ons open met gebed. Liewe Vader, ons gee hierdie studietyd aan U oor en ons vra dat U elke woord mag seën wat gelees word. Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Lees Kolossense 1 vers 24 en 25. Wat sê Paulus oor sy lyding ter wille van Christus? Ons lees Kolossense 1 vers 24 en 25. Nou verbly ek my in my lyding vir julle en vul in my vlees aan die oorblyfsels van die verdrukking van Christus vir sy liggaam wat die gemeente is, waarvan ek 'n dienaar geword het volgens die bediening van God wat aan my gegee is in julle belang om die woord van God te vervul. Kolossense 1 vers 24 en 25. Hoewel Paulus Kolossense geskryf het terwyl hy onder huisarrest in Rome was, het hy dalk meer gelei, omdat hy nie meer van plek tot plek en van huis tot huis intensief en persoonlik soos wat hy voorheen gedoen het kon arbei nie. Ons lees byvoorbeeld Handelinge 20 vers 20. Hoe ek niks agtergehou het van wat nuttig is nie, om dit aan julle te verkondig en julle te onderrig in die openbaar en in julle huise. Hierdie lyding of beproewing waarteen Christus gewaarsku het in Matteus 24 vers 9 wat lees, dan sal hulle julle aan verdrukking oorgee en julle doodmaak, en julle sal deur al die nasies gehaat word ter wille van my naam, sowel as Johannes 16 vers 33. Dit het ek vir julle gesê, dat julle in my vrede kan hê. In die wêreld sal julle verdrukking hê, maar hou goeie moed, ek het die wêreld oorwin. En Romeine 8 vers 18, want ek reken dat die lyding van die teenwoordige tyd nie opweeg teen die heerlikheid wat aan ons geopenbaar sal word nie. Hierdie is die groter prentjie. Soos Paulus aan die Christene in Filippi geskryf het, so verheug hy hom nou oor sy lyding teenoor die Kolossense wat tot hulle voordeel strek, Kolossense 1 vers 24. Paulus mag in die tronk wees, maar 2 Timoteus 2 vers 9 sê, die woord van God is nie gebonde nie. Terwyl hy opgesluit was, het hy die sendbriewe Filippense, Efesiërs en Filemon ook geskryf. Na sy vrylating het God hom geïnspireer om die belangrike raad wat in 1 Timoteus en Titus gevind word, oor te dra en te skryf. Daarna, gedurende sy finale gevangenskap in die Romeinse tronk, het hy 2 Timoteus geskryf. Kortliks, hierdie laaste jare het aan Paulus die geleentheid gebied om 'n belangrike gedeelte van die Nuwe Testament te skryf wat heel waarskynlik Hebreërs ingesluit het. God se ewigheidsplan het dit alles en nog meer ingesluit. Die Griekse woord wat Paulus in Kolossense 1 vers 25 gebruik en wat as rentmeesterskap vertaal kan word, is oikonomia. Die beperkte gebruik daarvan, soos byvoorbeeld in 1 Timoteus 1 vers 4, verwys na God se manier om dinge te doen, soos aangehaal uit Luke Timothy Johnson, The First and Second Letters to Timothy, New York, Doubleday, 2001, bladsy 164, vry vertaal. Dit is Paulus se apostolskap ingesluit, maar in breë trekke sluit dit al die bepalings in wat God in die plan van verlossing voorsien het. Die bediening van Paulus en ander apostels en selfs die profete van die Ou Testament in Efesiërs 2 vers 20 en Efesiërs 3 vers 5, insluitend Moses, was deel van die plan om volgens Kolossense 1 vers 25 die woord van God te vervul. Alles wat deel is van hierdie goddelike plan. Alhoewel ons meer in diepte in môre se studie hierdie onderwerp sal bestudeer, help dit om hier kennis te neem van die feit dat Paulus se bediening as net een klein deeltjie van 'n veel groter, langtermyn goddelike plan beskou het wat geïmplementeer was
van die grondlegging van die wêreld af, soos gekwoteer in Matteus 13 vers 35 en Efesiërs 1 vers 4. Dink na oor jou eie lewe. Hoe sou die besluite wat jy maak, groot en klein, inpas in God se groter plan? Kan ons werklik weet of 'n besluit eintlik klein is? Hoe mag dit groter gevolge insluit wat eers later waarneembaar sal word?